In hierdie vierde deel in ons reeks oor Bybelvertaling, kyk ons na Bybelvertaling voor die Reformatie en ons kyk in besonder na die rol en die bydrae van die persoon Johannes Hus ten opsigte van Bybelvertaling. Kyk gerus weer na deel 3 of as jy nog nie het nie, gaan terug na deel 3 toe, die bydrae van John Wycliffe en ons het in vorige dele begin om te gesels oor die geskiedenis van Bybelvertaling, die oordrag van die teks van die Nuwe Testament in John Wycliffe. Ons kyk vandag dan na Johannes Hus. Nou Johannes Hus was 'n tydgenoot van John Wycliffe, maar hy het so bietjie later as John Wycliffe geleef. Hy is gebore in 1372 en hy is oorlede op 'n baie wrede manier in 1415. Hy was 'n Tsjechiese prediker en hy was uiteindelik 'n martelaar gewees terwille van die evangelie en in besonder ook vir Bybelvertaling. En hy kan beskou word as een van die groot voorlopers van die Reformatie. Was min of meer 'n eeu later, waar die Reformatie dwars oor Europa eintlik eers pos gevat het, maar persone soos John Wycliffe en Johannes Hus het 'n groot bydrae gelewer om mense voor te berei vir die Reformatie en saadjies te plant, wat later in die Reformatie sou vrug dra. Nou, Johannes Hus se lewe en bediening was egter nie beperk tot die Tsjechiese nasie nie, maar hy het 'n merk gelaat op Bybelvertaling in Europa en gebou op die bydrae van John Wycliffe, wat ons ook hier aan die suidpunt van Afrika vandag oor dankbaar kan wees. Nou, Hus het nooit 'n volledige vertaling van die Bybel onderneem nie, maar hy het 'n groot invloed gehad op wat later bekend geword het as die Boheemse Bybel. En hy het 'n oplewing geïnisieer veral dan in Europa, waarin die woord van God as hoogste gesag erken word. Nou, dit klink baie voor die hand liggend dat die Bybel is die hoogste gesag vir die kerk, maar in daardie tyd was dit baie dikwels deur die Rooms-Katolieke Kerk ontken. En die paus was die hoogste gesag gewees. En pauslike uitsprake was die belangrikste vir die kerk gewees. En hierteen het Johannes Hus dan in besonder in reaksie gekom. Nou sy standpunt dat die Bybel die hoogste gesag is, was baie radikaal gewees vir daardie tyd, aangesien die mag van die paus en die kerklike konsilies en besluite wat die kerk geneem het in daardie tyd beskou is as bo die Bybel. Die Bybel word aan die hand van die tradisie van die kerk gelees en nie bo die tradisie van die kerk geplaas nie. En Johannes Hus was beïnvloed gewees deur die leer van John Wycliffe, wie se geskrifte deur Engelse sendelinge na die gebied van Boheme en Praag gebring is. En hy het Wycliffe se siening gedeel dat die woord van God aan elke gelowige moet behoort en dat die kerk nie die reg het om die Bybel vir hulle self te hou en dat net predikers die skrif mag lees nie. Hus het sy eie beroep in die akademie en die kerk gebruik om ook hierdie oortuiging te verkondig. Johannes Hus was die rektor gewees van die Universiteit van Praag, sy teologiese fakulteit. Daardie stadium was meeste universiteite net bestaande uit teologiese fakulteite en 'n paar ander kursusse, en hy was predikant gewees in die Bethlehem Kapel, waar hy weekliks nie in Latyn nie, maar in Tsjechies gepreek het. Iets wat beskou was as 'n uitdaging van die kerklike norm, waar die kerk voorgeskryf het dat alle preke in Latyn moes wees. En Johannes Hus het hom nie daarin gesteer nie en in Tsjechies gepreek. En hy het wel die Latynse liturgie in die erediens gevolg, maar dit dan vir die mense vertaal. Die kern van Hus se bediening was eintlik baie eenvoudig gewees, iets wat ons voor die hand liggend aanvaar. Maar vir sy tyd was dit baie radikaal gewees. En dit is die eerste oortuiging dat Christus die hoof van die kerk is en nie die paus nie. Hy het gesê, die skrif het die hoogste gesag vir leer en lewe en nie die kerklike uitsprake nie. En hierdie siening van Christus as die hoof en die skrif as die hoogste gesag was lynreg teenoor die pauslike hiërargie geplaas, wat
dadelik die aandag van die Rooms-Katholieke Kerk en die leiers van die Rooms-Katholieke Kerk getrek het. Hulle het Hus gewaarsku dat hy besig is om die kerk te skeur en die Roomse gesag teen te gaan. En Hus het weer gelowiges gewaarsku dat die kerk meer gesag aan hulle tradisie en aan die uitsprake van die paus gee as aan die uitsprake van Christus self en die gesag van God se woord. En dit het uiteindelik verrykende gevolge gehad, ook vir die saak van Bybelvertaling. Want as die skrif die hoogste gesag is, dan moet die volk mos die skrif kan verstaan. Dan moet hulle mos nie die Bybel lees in 'n taal wat hulle glad nie verstaan, en dan vertel die kerklike amptdraers vir hulle wat daarin staan nie. Dan moet hulle mos nou dit self kan lees, was die argument van Hus. En daarom was Bybelvertaling vir Johannes Hus nie iets wat net 'n akademiese oefening moes wees nie, maar wat noodsaaklik was vir die pastorale versorging van die gemeente. Iemand wat op 'n siekbed is, iemand wat in beproewing is, het hy gemeen moet die Bybel kan lees, of iemand moet dit vir hulle kan lees, sodat hulle verstaan, en hulle moet dit nie net elke Sondag in die kerk hoor, selfs nog in 'n vreemde taal nie. So uitgereken, geestelike oplewing in Europa sal alleen kan moontlik wees as mense die Bybel in hulle eie taal lees. En natuurlik het die reformatie om reg bewys. Nou, Hus was nie self die vertaler van die Bybel nie, soos reeds gesien, maar hy het dele van die Bybel, het hy in Boheems vertaal. Sy invloed was egter later onder sy volgelinge. Hulle het nou gepas die naam van die Hussiete gekry. Die Hussiete, wat die volgelinge van Johannes Hus was, het toe begin met 'n stelselmatige vertaling van die Bybel in die destydse Tsjechiese taal. En hierdie werk het uiteindelik uitgeloop op die Boheemse Bybel, wat in die 15de eeu voltooi was, en hier teen die tydperk van die reformatie alreeds bekend was. En dit was een van die eerste volledige Bybelvertalings in 'n slawiese volkstaal, tale van Oos-Europa, en dit het 'n baie belangrike rol gespeel in die geestelike herlewing wat in die Bohemiese gebiede en in die oostelike Europa gebiede plaasgevind het in die 14de en 15de eeu. In 'n samelewing waar die kerk die skrif as kerklike eiendom beskou, was die verskyning van die Bybel in 'n taal van die mense dus 'n protesoptrede, 'n daad van protes. En dit het uitgeloop daartoe dat die volk gemobiliseer is om meer en meer vrae oor die kerk en hulle gesag te begin vra. En mense is opgeroep om hulle te onderwerp aan die gesag van God. Nou, daarmee het Johannes Hus nou nie die gesag van die kerk verwerp nie, want die 5de gebod sê, eer jou vader en jou moeder, eer die gesag wat oor jou aangestel is. Maar hy het gereken dat daardie gesag nie bo God se gesag gestel kan word nie. Johannes Hus is toe in 1415 na die konsilie van Konstans ontbied, ook daardie konsilie wat postmortem vir Wycliffe veroordeel het, en hulle het gesê, hy moet na die konsilie van Konstans kom, hy sal 'n eerlike verhoor kry, en ondanks 'n keiserlike wag wat hom veilig na Konstans gebring het, is hy daar by die konsilie van Konstans as 'n ketter verklaar, op grond van sy standpunt oor Bybelvertaling en sy standpunt oor die kerk, en is hy op 'n brandstapel deur die Roomse Inkwisisie in 1415 tereggestel en verbrand. En volgens oorlewering was sy laaste woorde, julle mag dalk vandag die gaans braai, gaans, die woordjie van Hus, is die ou Tsjechiese woord vir gaans. Julle mag vandag die gaans vir Hus braai, maar 'n eeu gaan daar 'n swaan opstaan, wat julle nie sal stil maak nie. En baie reformatore het later hierdie woorde van Johannes Hus aangehaal, en hulle sê, sommige sê, dit was so belangrik geweest dat Martin Luther dit later self ook uitgespreek het. Nou, met verloop van tyd het mense begin reken, dit was Martin Luther wat hierdie woorde gespreek het, maar die oorlewering sê, het was eintlik Johannes Hus wat die eerste keer hierdie woorde gespreek het.
Maar nou ja, dis nie belangrik wie se woorde dit is nie. Wat wel belangrik is dat Johannes Hus se dood 'n teken was dat verandering reeds in die lug in die westerse wêreld was. En na sy dood het die boodskap van Johannes Hus nie skielik stil geraak nie. Inteendeel het sy dood eintlik hierdie boodskap oor Bybelvertaling versterk. Die vertaalwerk het voortgegaan onder die Hussiete. Die Bybel is in Tsjechies vertaal na sy dood, dis gekopieer en dwars oor Europa versprei, gelees, gepreek, en hoewel hy as 'n martelaar gesterf het, omdat hy gereken het die Bybel moet in die taal van die mense vertaal word sy dood beskou as 'n weerstand teen die onderdrukking van die vryheid van spraak, maar ook vryheid van die lees van die skrif en die vryheid wat gelowiges het om God se woord as die hoogste gesag te aanvaar en te lees. Dis die einde van deel 4, die bydra van Johannes is ook vir ons in Bybelvertaling van onskatbare waarde.